Captivated, I say it, I'm on a whole new intrigue. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. Hallo julle, dit was vir my so lekker gewees om in die vorige video by julle te kom kuier en ons het so 'n bietjie gesels oor wat ons by sosiale media kan leer oor ons geloofslewe ook en ons verhouding met die Here. En ons het gesels oor om te connect met God. Is ons regtig so gretig om met God te connect, is wat ons is om met Wi-Fi te connect, want as ons iewers kom, dan vra ons altyd, wat is die Wi-Fi password? En indien jy daardie video gemis het, gaan kyk gerus op die gemeente se YouTube kanaal en hy's ook op Instagram. Nou vandag gesels ons oor viral videos. Ek en Rikus love dit om YouTube video's te kyk, wanneer ons sommer net 'n bietjie wil ontspan. Ons kyk enige iets van DIY tot sommer net lekker funnies. En ons geniet natuurlik ook musiekvideo's baie. Baie van hierdie video's het ongelooflik baie views. Nie net miljoene nie, maar biljoene. Die video wat op YouTube die heel meeste views het iets so 6.9 biljoen. Video's soos hierdie gaan viral deurdat mense dit met mekaar share. En hoe meer shares, hoe meer views. Nou ek is een van daai wat, as ek hoor mense praat van 'n oulike video wat hulle gesien het, dan is ek sommer gou om ook te Google en te gaan kyk of ek dit ook te sien kry nie. Maar dit bly nie altyd by net gaan kyk nie. Mense moedig mekaar ook deur video's aan om sekere dinge te doen. En dit het my so bietjie laat dink oor hoe graag ek en jy as kinders van God nie ook wil inwees nie ook. Nie ook wil saam praat en deel van die groep wees en dan kyk ons en doen ons wat almal anders doen sonder om eers daaroor te dink nie. Romeine 12 vers 2 sê vir ons so mooi, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. In hierdie gedeelte ontdek ons dat die Here vir ons sê dat voordat ons net doen wat almal anders doen, voordat ons ook op daardie website gaan, net omdat ons vriende sê dis cool en omdat jy dalk wil saampraat met hulle, voordat jy dalk so ver gaan om wie jy is, om jou identiteit en jou drome prys te gee, net om die mens te word wie almal van jou verwag om te wees. Voordat jy ook gestres raak, net omdat almal rondom jou gestres is oor hulle skoolwerk, sê hierdie gedeelte vir ons, stop en dink. Laat God jou denke vernuwe. En dan sal jy kan onderskei. Is dit vir God aanneemlik? Gaan hy glimlag oor dit wat ek nou doen? Gaan ek vir God hier langs my kan laat staan terwyl ek dit doen? En sal ek dit dan nog steeds doen? Ons weet tog, die Here is altyd by ons en hy sien alles wat ons doen. Sal hy daarmee tevrede wees? Nou, tweedens dink ek ook dat ek en jy as kinders van die Here ook op 'n manier viral kan gaan, dat ons die verskil kan wees wat die Here op die einde wil sien. En ek dink regtig dat ons mekaar veral in hierdie tyd waar ons dalk baie afvoel, waar ons onsekerhede beleef, waar jy dalk regtig stres, waar ons van soveel negatiewe dinge hoor. Elke dag hoor ons uit hoeveel meer mense het COVID-19 opgedoen en hoeveel sterfgevalle is daar. Wat as ons mekaar 'n bietjie challenge, eerder as om 'n eier te sluk of suiker te drink en 'n drankie te drink, wat as ons mekaar uitdaag om te sê waarvoor ons nog dankbaar is? Ek is dankbaar vir die mense wat my altyd ondersteun. Ek is dankbaar vir vriende en familie se ondersteuning, 'n dak oor my kop en gesondheid, veral in 'n tyd soos nou. Ek is dankbaar vir 'n huis om te bly tydens hierdie moeilike tyd en onderwysers wat nog steeds getrou die werk vir ons deurstuur en in ons glo om hierdie jaar deur te maak. So hiermee wil ek vir jou as tiener en jong mens uitdaag, dat jy ten minste
in 'n videoetjie 3 dinge sal noem wat jy voor het om vir dankbaar te wees. En dat jy ook dan 3 mense op hulle name sal uitroep en sal challenge om dit ook te doen.